Hooglied vers vir vers, Hooglied 2 vers 8. Say something, beautiful noise en Piet my vrou. Hooglied 2 vers 8. Hoor my beminde, kyk daar kom hy. Hy spring oor die berge, hy huppel oor die heuwels. Ons het nou al geproef van sy goedheid. Ons het nou al sy goedheid gesien. Maar nou kom daar nog 'n ander sintuig in werking. Hoor. In Romeine staan geloof kom deur gehoor. Gehoor van die woord van God. So ons moet ons ore oopmaak en regmaak vir hom. Coming up from the street, got a beautiful sound. Got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere, like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes it does, yes it does. What a beautiful noise. En as ons gehoor onderdanig maak aan God, sal ons hom sien. Kyk, so mag ons bid dat elke dag ons verhouding met hom sal verdiep. Dat ons elke dag net iets nuuts van hom sal ervaar. Soos verskillende kommunikasie. Somtyds stuur jou kerel of jou man vir jou WhatsApp, ander kere 'n bos blomme, ander kere 'n e-pos, ander kere 'n sjokolade saam met 'n werkskollega. Hy spring oor die berge. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Hy spring en huppel oor al die probleme, issues van ons lewens, om vinnig by ons uit te kom. Vers 8 tot 12 beskryf die koning se arrivering in ons lewe. Eers hoor ons hom, dan sien ons hom, terwyl hy oor al die probleme in ons lewe spring. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. So, ken jy die gevoel van jy stuur vir iemand 'n WhatsApp met 'n belangrike vraag? Jy sien hulle het dit gelees, maar hulle het nog nie geantwoord nie. Dis hierdie stappie waar ons begin bid. Jy het mos nou al reeds vir God gevra, verkoop my, gee vir my energie, help my ook met die heidene in my lewe. Maar nou hoor jy niks terug nie. Dis nou hierdie punt. Jy kyk en sien daar in die verte begin hy te hardloop na jou toe. Net soos Noag 'n olyftakkie gesien het en geweet het dat die einde in sy arkperiode is nou verby. Net soos die Piet my vrou die reën aankondig, kan jy ook bid om sulke bevestigings te sien dat God verwerk jou gebede. Dis is 'n motivering net om meer en meer ernstig te bid. If we accept the word forever, maybe we should live
together and not be scared to watch the late night news. You can't use guns to build a nation.